Baie goeienaand aan elkeen van u en welkom hier by ons laaste Pinksteroordenking. So net om alles mooi weer saam te vat en u te herinner, hierdie is nie 'n erediens nie, dit is 'n oordenking, dit is 'n biduur. So ons benader dit anders as 'n erediens, maar die onderwerp wat ons oor nadink is dan juis die erediens. Wat is die erediens? En spesifiek met Pinkster, as ek maar net weer dit kan saamvat, dit is relevant vir Pinkster ook, want die erediens is waar God die Vader in die naam van Jesus Christus deur die werking van die Heilige Gees met ons gemeenskap het. En daarom, dit is uiters relevant as jy vra, hoe werk die Heilige Gees vandag? Een van die maniere hoe hy met ons werk is deur die erediens. Ek wil dan vra dat almal staan en dan gaan ek vir ons met 'n gebed open. Hemelse Vader, ons bid tot U in die naam van U Seun en deur die werking van U Heilige Gees. Ons roep U naam aan, ons prys U, ons loof U en ons verheerlik U. Dankie dat U ons God is. Dankie dat U na ons toe kom elke Sondag en met ons gesprek voer, U verbond met ons kom bevestig. Ons dankie daarvoor en ons gebed is nou dat U ons gedagtes sal lei, dat U ons sal help om ook verder te besef wat 'n wonder dit is dat U by die nagmaaltafel met ons, U kudde gemeenskap het, dat U die vervulde vredeoffer so saam met ons gedenk. Ons gebed is dat U met al die verrigtinge vanaand sal wees, dat U ook vir my sal lei om uit U woord uit hierdie dinge te verduidelik, dat U ons almal sal lei om dit te verstaan en dit ook op ander maniere toe te pas in ons lewens. In die naam van Jesus Christus bid ons dit. Amen. Goed. Jy sal onthou dat ons by die erediens, wanneer ons na die erediens kyk, het ons gesê daar is 3 groot offers waaroor die erediens handel. Die skuldoffer, die brandoffer en die dankoffer of die vredeoffer. En vanaand sluit ons dan af met die derde ene, die dankoffer. En daarom wil ek vra dat ons in ons Bybels na Levitikus 3 blaai. Ons gaan uit Levitikus 3 lees. Die hele hoofstuk, het gee die voorskrifte vir die volk Israel vir hoe die brandoffer geoffer moet word. En dan gaan ons net 'n bietjie aanblaai ook na Levitikus 7 daarna en daaruit vers 11 tot 15 lees wat nog verdere voorskrifte vir die dankoffer gee. So kom ons lees hier, hierdie is in die woord van die Here, dit is God se geïnspireerde woord en sy hele woord is relevant vir ons. Al is dit in die ou verbond, al klink dit vir ons so irrelevant omdat dit gaan oor offers in die Ou Testament, so steeds relevant vir ons want dit is ons God se woord en ons kan hierdeur leer hoe ons hom moet dien ook in 'n vervulde sin in die Nuwe Testament. So kom ons lees dan Levitikus 3, ons lees daar vanaf vers 1. En as 'n dankoffer sy offer is, as hy dit bring van beeste, bul of vers, moet hy dit sonder gebrek voor die aangesig van die Here bring. En hy moet sy hand op die kop van sy offer lê en dit slag by die ingang van die tent van samekoms. En die seuns van Aaron, die priesters, moet die bloed rondom teen die altaar uitgooi. Dan moet hy van die dankoffer 'n vuuroffer aan die Here bring. Die vet wat oor die binnegoed lê en al die vet wat aan die binnegoed is, en die 2 niere en die vet daarop wat aan die lendene is, en die lap aan die lewer by die niere, moet hy dit wegneem. En die seuns van Aaron moet dit op die altaar aan die brand steek, op die brandoffer wat op die hout is, bo op die vuuroffer, as 'n vuuroffer van lieflike geur aan die Here. En as sy offer 'n stuk kleinvee is, as 'n dankoffer aan die Here, moet hy dit bring sonder gebrek, ram of ooi. As hy 'n skaaplang bring as sy offer, moet hy dit voor die aangesig van die Here bring en sy hand op die kop van sy offer lê en dit slag voor die tent van samekoms. En die seuns van Aaron moet die bloed rondom teen die altaar uitgooi. Daarna moet hy van die dankoffer die vet as vuuroffer aan die Here bring. Die hele vetstert naby die stuitjie moet hy dit wegneem en die vet wat oor die binnegoed lê en al die vet wat aan die binnegoed is en die 2 niere en die vet daarop wat aan die lendene is en die lap aan die lewer
by die niere moet hy dit wegneem. En die priester moet dit op die altaar aan die brand steek as vuurofferspys vir die Here. En as sy offer 'n bok is, moet hy dit voor die aangesig van die Here bring en sy hand op die kop daarvan lê en dit slag voor die tent van samekoms. En die seuns van Aaron moet die bloed rondom teen die altaar uitgooi. Dan moet hy daarvan sy offer as vuuroffer aan die Here bring, die vet wat oor die binnegoed lê en al die vet wat aan die binnegoed is, en die 2 niere en die vet daarop wat aan die lendene is, en die lap aan die lewer, by die niere moet hy dit wegneem. En die priester moet dit op die altaar aan die brand steek as vuurofferspys vir 'n lieflike geur. Al die vet behoort aan die Here. 'n Ewige insetting is dit vir julle geslagte in al julle woonplekke. Geen vet en geen bloed mag julle eet nie. En dan blaai ons 'n paar hoofstukke aan. Ons lees uit Levitikus 7. Ons lees hier vers 11 tot 15. Hierdie is 'n belangrike deel. Dit beskryf hoe die brandoffer anders was as die ander offers. Al die ander offers is of gedeeltelik of geheel en al verbrand, soos die brandoffer waarvan ons gister gehoor het. Wat Dominee Skalk ook vir ons genoem het, dat die brandoffer is die offer wat heeltemal verbrand is. En so hy is heeltemal verbrand, of die sondoffer, die skuldoffer, is gedeeltelik verbrand en die priesters het dan 'n deel van dit geëet. Nou die dankoffer, waarby ons vanaand stil staan, is die enigste offer waarvan die persoon wat die offer gebring het, ook aan die offer deelgeneem het. Hy het ook daarvan geëet. So dit was regtig 'n feestelike geleentheid. Nou kom ek lees in vir ons Levitikus 7 van vers 11 af. En dit is die wet van die dankoffer wat hulle aan die Here bring. Ingeval hy dit as lofoffer bring, moet hy by die lofoffer bring ongestuurde koeke met olie gemeng en ongestuurde platkoeke met olie bestryk en fyn meel wat as koeke deurmekaar geroer is met olie gemeng. Saam met koeke van gesuurde brood moet hy sy offergawe by sy lofdankoffer bring. En hy moet daarvan 1 koek van elke gawe as offergawe aan die Here bring. Aan die priester wat die bloed van die dankoffer uitgooi, aan hom kom dit toe. Maar die vleis van sy lofdankoffer moet geëet word op die dag as hy dit bring. Daarvan mag hy niks tot die môre laat lê nie. Dis sover ek vir ons lees. Nou goed, ek gaan weer vir ons hier probeer konnekteer, sal julle daar kan Dis hy. Goed. So die gesprek wat ons vanaand het, die oordenking wat ons vanaand het, gaan oor die vredeoffer en die weergawe van dit wat ons die vervulde vredeoffer wat ons in ons erediens het, is dan die nagmaal. So ons gaan na dit kyk. Ons gaan kyk spesifiek na die Ou Testamentiese vredeoffer en die Nuwe Testamentiese nagmaal en 'n hele klomp lyne daar trek en daarby stil staan. Net weer ter herinnering, vir die van u wat dalk nie by al die geleenthede was nie, julle sal onthou dat ons erediens uit hierdie 5 wesenlike stappe bestaan, 5 wesenlike boublokke kan jy amper sê. Die erediens begin by God wat die vergadering byeenroep. Hy roep die vergadering byeen, is die eerste stap. Dan het ons die versoeningsdiens, ons skuldbelydenis en die genadeverkondiging, wat gebou is op die sondoffer, die skuldoffer. Dan daarna het ons die toewydingsdiens, geloofsbelydenis en woordverkondiging, wat gebou is op die brandoffer, of die opvaringsoffer, kan jy ook sê. En dan die 4de stap is gemeenskap, dit is waar by ons vanaand stil staan, en dit is spesifiek die viering van die nagmaal, alhoewel ander goed ook daar kan gebeur. En dan eindig dit weer met God wat sy gemeente in die wêreld instuur om onder sy seën te gaan leef. So, maandag aand het Dominee Skalk vir ons hierdie 2 dele behandel, die eerste en die laaste stap. So die eerste stap, dit bestaan in ons erediens uit die wotum, die seën en die lofsang, en dan die wegstuur bestaan uit die lofsang, sommige tradisies noem dit die doxologie, die lofverheffing aan die einde, daai laaste lied wat ons gewoonlik sing, en dan die wegstuurseën daarna. En Dinsdag het ons nou stilgestaan by die versoeningsdiens, dit is die wet, die skuldbelydenis en die vryspraak. En gisteraand
het Dominee Skalk toe vir ons die toewydingsdiens hanteer, en daar is meer aspekte daar, hy het nou uitgelig, alles pas nie hierop nie, ongelukkig, maar dit is in hoofsaak geloofsbelijdenis, gebed en dan woord, die skriflesing en die preek. Vanaand staan ons dan stil by die gemeenskap. Die hoofsaak van die gemeenskap is die viering van die nagmaal, alhoewel dit ander goed kan insluit. Alles hier by die gemeenskap is die goed wat ons doen nadat ons skuld bely het, nadat ons God se woord gehoor het, dan is daar dinge wat ons in sy teenwoordigheid doen, in gemeenskap met hom. Dit kan die bevestiging van amptdraers wees, dit kan die belydenis van geloofaflegging wees, as daar 'n belydenis van geloofaflegging is, of as daar 'n doopgeleentheid is, dan is die doop ook hier, maar in hoofsaak is die gedagte eintlik hier die nagmaal. Goed, so dit is waarop ons dan vanaand gaan fokus, die gemeenskapsdiens. Net weer om julle gedagtes ook te verfris. In Levitikus sien jy spesifiek, in Levitikus 9, waar ons nou eergisteraand stilgestaan het, sien jy mooi hierdie patroon van die 3 offers wat in daardie volgorde gebring word. Dit was by die inwyding van die tempel. Die heel eerste offers van Aaron en sy seun volg hierdie patroon, die sondoffer, brandoffer en dan die dankoffer. Dit is iets wat mense ook op ander gedeeltes sien, maar Levitikus is nogal, Levitikus 9 is 'n mooi duidelike een. En so dit is waar ons erediens vandaan kry. Ons erediens was nie, dis belangrik, né? Ons erediens was nie 'n klomp ou oomies wat daar ergens gesit het en rondom mekaar gesê, weet jy wat, ek dink dit gaan lekker wees as ons elke Sondag vir die mense die wet, die 10 gebooie gaan lees. En dan gaan ons hulle mooi kan kap en vir hulle vertel hoe hulle moet lewe. En toe sê Annie, ek dink ons moet elke Sondag ten minste 'n uur lank preek. En dan gaan ons hulle nog verder vertel wat hulle in hulle lewens moet regkry. En toe sê Annie, jy weet, ek dink dit sal 'n goeie idee wees as ons nog die geloofsbelijdenis ook bysit. Soms kan mens so 'n idee kry. En jy dink is maar net gewoontes wat ergens het 'n ou teoloog het uit sy duim uitgesuig en dit is hoekom ons nou hiermee sit. Maar dit is eintlik gebou op dit wat in die Ou Testament die wese van die volk se diens aan die Here was. Hulle diens was gesentreer rondom hierdie 3 offers en alhoewel dit in Christus vervul is daar steeds 'n beginsel daar agter wat in ons erediens ter sprake kom. Nou goed, weer eens ons fokus net op hierdie aspek dan vanaand. Die vrede of die dankoffer en ook die gemeenskap. So, daar's 4, verskoon my, indien u nie gehoor het nie, ek het so 'n bietjie van 'n griep. Maar daar's 4 punte waarby ons gaan uitkom vanaand, 4 dinge waarby ons gaan stil staan. Eerstens gaan ons kyk net na die vredeoffer in die Ou Testament, ons gaan na 'n paar tekste daar kyk. Tweedens die vredeoffer wat in Christus vervul is, dan kyk ons hoe die Bybel daardie lyn vir ons trek. Derdens nagmaal en Pinkster, wat ek ook dink belangrik is vir ons juist by hierdie geleentheid, waarom is die erediens in die algemeen, maar waarom is ook die gemeenskapsdiens relevant vir Pinkster? En dan vierdens net baie praktiese vrae. Daar's baie praktiese vrae wat mense het oor die viering van nagmaal. So ons gaan daarna ook kyk. Goed, eers as ons begin dan by die Ou Testament. Wat kry ons in die Ou Testament? Daar op die linkerkant kan u die woord sien wat gebruik word vir die dankoffer. Shelem is daar die Hebreëse woord. Shelem, net so, net Shelem. Is afkomstig van 'n ander Hebreëse woord wat jy daar regs kan sien, Shalom. Shalom behoort u te ken. Shalom is die woord vir vrede. En dit is die manier hoe die mense daardie tyd, die volk Israel mekaar sou groet. Een van die maniere hoe jy mekaar sou groet, is jy sou sê, Shalom, vrede vir jou. In die Nuwe Testament, wanneer Christus sy apostels groet na sy opstanding, dan groet hy hulle ook so, vrede vir julle. En so dit is 'n algemene woord, 'n algemene manier hoe jy iemand gegroet het, maar die woord beteken vrede, Shalom. En nou Shalem is nie dieselfde nie. Julle kan sien die letters lyk amper dieselfde. Wat jy maar het is jy het 1 ekstra letter. Daar mense noem hom 'n waf aan die Shalom kant, 1 ekstra letter, maar hy's eintlik 'n leesmoeder. Ek gaan nie nou hierso te diep in dit ingaan nie, maar hy maak die o-geluid, die o-klank. Dis hoekom jy Shalom daar het. Die a-geluid is daai dingetjie wat soos 'n klein T daar aan die onderkant lyk van die heel regterkantste letter, daai klein T is die a-geluid. En dan hier aan die linkerkant het jy daai 3 kolletjies aan die onderkant. Dit is al twee die e-geluid. So Shalom word Shelem. Nou, wat jy dan basies kry, die betekenis, ek het hier een van die woordeboek se definisie van die woord Shelem opgesit.
En die basiese definisie is iets soos is 'n vorm van 'n offer. Elke keer word dit gebruik vir 'n offer. Die Woordeboek sê maar settlement sacrifice, communion sacrifice, peace offering of fellowship offering. Dan die Woordeboek self verkies die woord vredeoffer of peace offering. Die rede waarom ek dit uitlig, ons ou vertaling vertaal dit as dankoffer. Eintlik is dit nie die beste manier om dit te vertaal nie. Dit is 'n vredeoffer. En jy sien dit juis in die woord. Die woord het te doen met shalom, die vrede van God. En so hierdie offer spesifiek gaan dan oor die vrede van God. Dit is nadat die sondoffer plaasgevind het, nadat die brandoffer plaasgevind het, is daar vrede tussen God en mens, en dit is wat by hierdie offer gedenk word. So, 'n belangrike teks, kom ons kyk na hierdie teks, Levitikus 3 vers 9 tot 10, wat ons net nou gelees het, oor die vredeoffer. Daarna moet hy van die dankoffer, shalem, van die vredeoffer, die vet as vuuroffer aan die Here bring. Die hele vetstert naby die stuitjie moet hy dit wegneem, en die vet wat oor die binnegoed lê, en al die vet wat aan die binnegoed is, en die 2 niere, en die vet daarop wat aan die lendene is, en die lap aan die lewer, by die niere moet hy dit wegneem. Goed, so die dankoffer of die vredeoffer, was anders as die ander offers, soos ek reeds genoem het die persoon wat dit geoffer het 'n gedeelte van die vleis geëet. Wat hy nie mocht eet nie, en dit het gegeld vir al die offers, hy mocht nie die vet eet nie. Hy mocht nie die vet eet nie. So vir mense wat nou baie lief is vir kajings, dis daardie mense, hulle mocht nou ongelukkig nie die vet van hierdie offers geëet het nie. Het sê nie, hulle mocht geen vet geëet het nie, gelukkig, net wanneer hulle die vleis geoffer het. Dit is interessant daar aan die einde van Levitikus 3, dan sê dit, die vet behoort aan die Here. So ek elke keer vir my vrou sê, as sy begin dink, ek moet 'n bietjie van hierdie verloor. Maar goed, nee, dit is sommer met 'n ligte opmerking. So hulle moes die vet moes gebrand gewees het, moes verbrand word, hulle moes dit vir die Here gegee het, maar die res van die vleis, 'n deel daarvan was vir die priesters gegee, en 'n deel daarvan het die familie wat die offer gebring het, self ook geëet. So dit was 'n feestelike geleentheid. Jy kan dink, 'n deel van die offer, die niere en die vet, word vir die Here gegee, 'n deel van die offer word vir die priester gegee, en 'n deel van die offer kan jy self dan geniet. En so, by hierdie offer was dit eintlik 'n groot feestelike geleentheid, waar almal saam gesit het rondom die tafel van die Here, as jy so daaraan wil dink. En die gedagte was, jy gee die offer vir die Here, maar hy gee dit weer vir jou terug. So jy bring dit vir hom, en sê hierdie behoort aan God, en uit sy genade, uit sy voorsienigheid, uit sy sorg vir jou, sê hy, ek dek dan vir jou die tafel, hier kom sit aan by my tafel, en kom geniet die offer saam met my. Dan Levitikus 7 vers 15, maar die vleis van sy lofdankoffer moet geëet word op die dag as hy dit bring. Daarvan mag hy niks tot die môre laat lê nie. So, daar sien jy hierdie beginsel dat die res van die vleis was geëet deur die persoon wat die offer self gebring het. Nou, 'n voorbeeld waar ons vredeoffers kan sien wat gebring word, 'n belangrike voorbeeld is in Exodus 24, dit is waarna hierdie skildery verwys. So in Exodus 24, Exodus 19 tot 24 is een groot verbondsluiting. Dit is die volk wat uit Egipte uitgelei is, en God sluit nou sy verbond met hulle van Exodus 19 tot 24. Exodus 24 is die uiteinde daarvan, wanneer God sy verbond met die volk sluit, en wat daar gebeur is, hulle moet brandoffers en dankoffers, weer in daardie volgorde. Nou hoor jy nie van die sondoffer nie, maar brandoffers en dankoffers in daardie volgorde bring. En dit word, so wat dan gebeur is, hulle slag die diere, hulle vat die bloed, en Moses gooi die bloed oor die volk uit, en sê vir hulle, hierdie is die bloed van God se verbond wat hy met julle gesluit het, en die volk antwoord op God se verbond deur te sê, hulle sal God se wet hou. En die uiteinde daarvan is, die volk gebruik dan die dankoffer, die vredeoffer, hulle vier fees op dit, en Moses saam met die 70 oudstes van die volk, die leiers van die volk, Moses en Aaron en die 70 oudstes van die volk, gaan dan op na Sinaï. Hulle trek op en klim die berg omtrent halfpad uit, hulle klim hom gedeeltelik uit, dalk nie halfpad nie, en dit sê dan daar, hulle het God gesien, met ander woorde, God het vir hulle iets van sy heerlikheid gewys, en daar het hulle ook geëet, dit sê, en hulle het geëet, so God het daar ook vir hulle kos voorsien,
En na dit roep God dan net vir Moses. Moses gaan alleen tot op die heel top van Sinaï en ontmoet dan daar vir God. En dit is na daardie gebeurtenis wat hy dan 40 dae lank op die berg is. En tydens daardie 40 dae wat die volk die goue kalf maak. Maar so hier sien jy juis weer die dankoffer of die vredeoffer wat gekoppel word met verbondsluiting. En onthou nou, die erediens het ons gesê is God wat sy verbond met ons kom bevestig. En dit is waar hierdie offer sy plek het. Deur die Bybel heen het dit juis daardie plek by God wat sy verbond kom bevestig. En die reaksie is, kom ons vier fees saam met die Here. Ons gaan die dankoffer bring. Goed, so as ons praat net oor om van hierdie gedagtes aan saam te vat, wat is die simboliek van die vredeoffer? So dit gaan eerstens oor vrede tussen God en mens. Daar is nou vrede gekoop deur die bloed van die skuldoffer, is daar vrede en daarom kan ons bly wees. Dit gaan ook oor gemeenskap. Jy kan jouself indink, die mense wat so om die tafel sit. Die gedagte is jy's in die tempel, naby aan die Here, by die altaar. God is hier en hy nooi jou om gemeenskap met hom te vier, om by hom aan tafel aan te sit, as het ware. So feesviering is ook deel van dit. Dit is God se voorsiening van kos. Hy sorg vir jou. Die offer behoort aan hom, maar hy is vrygewig. Hy gee 'n deel vir jou terug. En wat belangrik is, hier is die enigste offer waar 'n gedeelte van die offer deur die persoon wat die offer bring geëet is. Die brandoffer is heeltemal verbrand. Die skuldoffer is gedeeltelik geëet deur die priester, maar die dankoffer of die vredeoffer is die enigste een waar die persoon wat die offer gebring het ook 'n gedeelte daarvan kan eet. Nou goed, daar is 'n verband tussen die Pasga en die vredeoffer. Die Pasga word nêrens 'n vredeoffer genoem nie, maar as jy nou gehoor het hoe word die vredeoffer beskryf, dan moet jy eintlik in jou agterkop van die geluide hoor wat by die Pasga ingestel was. Byvoorbeeld, die Pasga is ook 'n offer wat jy moes eet. Jy moes die paaslam geëet het. Die Pasga lam moes jy geslag het. Jy moes se bloed teen die deurkusyn vryf, so is anders ook as 'n vredeoffer. Daar is ander elemente daar, maar jy en jou gesin het ook op die ou end die Pasga lam geëet. En dan was dit ook belangrik geweest, jy moes die hele lam daardie aand eet. Niks van dit kon tot die môre oorgebly het nie. So dieselfde gedagte van feesviering in die teenwoordigheid van die Here is ook hier teenwoordig by die Pasga. En dit help ons dan om die lyn te trek, soos wat ons na die Nuwe Testament toe gaan, om die lyn te trek en te sien hoe die vredeoffer in Jesus Christus vervul is. En dit bring ons by die volgende punt. Hoe is die vredeoffer in Christus vervul? Wel, eerstens, Christus bring vrede tussen ons en die Vader. So hy is die vervulde vredeoffer. Hy gee ook sy lewe sodat ons gemeenskap met God kan hê. Dis baie mooi, dink aan Johannes 15, wat die beeld het van Christus, wat die wingerd is, en ons is die takke wat in hom ingeplant is. So as die idee van ons het gemeenskap met hom, ons deel sy lewe, ons, soos wat 'n loot, as hy losgemaak word van die lewenssap van die boom waarin hy ingeplant is, net so ons, as ons losgemaak word van Christus, het ons geen lewe in onsself meer oor nie. En Christus is ook die een wat 'n fees voorsien wat bestaan uit sy eie vlees en bloed. Dit is natuurlik die fees van die nagmaal. Ons gaan nou binnekort daarby uitkom. 'n Paar belangrike tekste waar ons kan sien dat Christus die vervulling is van die vredeoffer. So Efesiërs 2 vers 14 sê, hy is ons vrede, hy wat albei een gemaak en die middelmuur van skeiding afgebreek het. So daai middelmuur van skeiding, die apostel praat daar van die skeiding wat daar was tussen die Jode en die heidene in die Ou Testament, die volk van Israel en die heidene. En dit sê Christus het daardie skeiding afgebreek. Dit beteken nie dat ons nou almal 'n wêreldnasie moet word en een volk moet word nie, maar dit beteken dat daar nie meer hierdie onderskeid is tussen hierdie volk alleen is God se uitverkore volk en al die ander is nie sy uitverkore volk nie. Enige mens wat sy vertroue in Jesus Christus stel, wat glo in God die Vader, is dan 'n gelowige en word deel van God se volk, alhoewel ons onderskeidings nog steeds kan behou. Maar sien, hy is ons vrede. Romeine 5 vers 1 sê, omdat ons dan uit die geloof geregverdig is, het ons vrede by God deur ons Here Jesus Christus. So weer dieselfde gedagte.
En dan Kolossense 1 vers 19 tot 20 sê, wanneer dit die Vader behaag dat in hom die ganse volheid sou woon, en dat hy deur hom alles met homself sou versoen, oor die gedagtes van die sondoffer, nadat hy vrede gemaak het deur die bloed van sy kruis. Ek sê deur hom, die dinge op die aarde, sowel as die dinge in die hemele. So, Kolossense gaan baie verder. Dit sê, nie net het God vrede met ons gemaak deur die bloed van Jesus nie, hy het vrede met sy hele skepping gemaak deur die bloed van Jesus. So Christus is die vredeoffer wat maak dat God kan fees vier, nie net saam met die gelowiges nie, saam met sy ganse skepping is daar nou vrede ter wille van Christus se bloed. Dit is nogal 'n wonderlike ding om aan te dink. Dit bring ons dan by die volgende punt, spesifiek nagmaal en Pinkster. En ek hierdie is 'n belangrike ding. Ons praat, dis nou lang teologiese debatte, ek gaan nie te veel op dit ingaan nie, maar daar's baie lang debatte tussen gereformeerdes en Rooms-Katoliekes en Luterane en al die verskillende tradisies oor hoe is Jesus Christus in die nagmaal teenwoordig. Goed, en dis 'n belangrike vraag. Dit is nie net 'n teoretiese ding nie, want Jesus Christus het gesê, dit is my liggaam, dit is my bloed. So hoe is hy, hoe moet jy dit verstaan? Nou, jy het in die Rooms-Katolieke kerk, het jy die siening van transsubstansiasie, wat hulle basies sê, ek weet nie of enige van julle nou al gesien het hoe 'n Rooms-Katolieke erediens lyk nie, maar daar is 'n klokkie wat gelui word, wanneer die, kort voordat hulle noem dit die mis, hulle noem dit nie die nagmaal nie, maar net voordat die priester die mis gaan bedien, dan lui hy so 'n klokkie. 'n Klokkie lui is belangrik. Hulle sê, wanneer daai klokkie gelui word, dan verander, transformeer, jy hoor die woord transformeer, dan verander die brood en die wyn in die liggaam en die bloed van Jesus Christus. En dan sal iemand nou sê, jy weet, dit proe nie vir my soos vleis en bloed nie, dit proe vir my nog steeds soos brood en wyn. En hulle antwoord daarop is lank en ingewikkeld. Hulle sê, ja, die uiterlike deel is nog steeds brood en wyn, maar die innerlike deel is in die liggaam en die bloed van Christus. So is die Rooms-Katolieke siening. Hulle sê Christus is fisies in die nagmaal teenwoordig en daar is hierdie transformasie, transsubstansiasie. En dan die Luteraanse Martin Luther het van dit verskil en hy het tereg gesê hierdie is 'n klomp bygelowigheid. En so hy het dit gereageer. Die Luteraanse siening is baie meer ingewikkeld, maar mense kan dit konsubstansiasie noem. En so die Luterane probeer baie minder om te sê hier is presies hoe dit werk en hier is presies hoe dit gebeur, maar hulle sal nog steeds sê Christus is fisies in die nagmaal teenwoordig. Hoor die woord fisies. Ons sê nee. As jy dit doen, dan meng jy die twee nature van Christus. Onthou, Christus is waarlik God en waarlik mens en sy menslike natuur is in die hemel aan die regterhand van die Vader, nie alomteenwoordig hier by ons nie. Sy menslike natuur is in die hemel, sy liggaam is in die hemel. En daarom, by die nagmaaltafel is dit nie sy fisiese liggaam en fisiese bloed wat hier is nie. En daarom sê ons, hy is teenwoordig deur sy gees. Deur sy gees. En dit is die siening wat ons gewoonlik volg, en dit is in ons belydenisskrifte baie mooi uiteengesit. Nou, waarom is dit belangrik? Juist vir Pinkster. Ons baie kere dan ons die werk van die Heilige Gees in ons lewens ervaar, maar nie soos wat die Heilige Gees self wil werk nie. Hoor mooi. Ons wil baie keer die Heilige Gees se werk in ons lewens ervaar, maar nie soos wat God die Heilige Gees self te werk wil gaan nie. Hoe werk God deur sy Gees? Hy gebruik die woord, die Bybel, en hy gebruik die sakramente, hy gebruik die nagmaal. En dan baie kere dan dink ons nie eers daaraan nie. Ons kom na die nagmaaltafel en dit is net vir ons 'n gewoonte. Ons sit hier en ons dink, ja, dit is 'n lekker herinnering aan dit wat Jesus Christus 2000 jaar gelede gedoen het. Dit is. Maar besef jy dat hierdie geleentheid is 'n geleentheid waar God die Heilige Gees teenwoordig is en hy kom maak Jesus Christus se lewe van toepassing op my. Jy kan werklik, as jy vra waar werk die Heilige Gees, by die tafel van die nagmaal is een van die plekke waar God deur sy Gees in ons lewens werk. So, dit is uiters relevant aan vir Pinkster en dit is hoekom dit ook 'n pragtige geleentheid is dat ons gewoonlik met Pinkster Sondag vier ons die nagmaal, want dit is hoe Christus teenwoordig is in die nagmaal. Hy is teenwoordig in die nagmaal deur sy Gees. En dan bring ons dan by die laaste punt,
praktiese vrae oor nagmaalviering. Ek kan nie hierdie oorslaan nie, want dit is maar altyd moeilik goed en mense het baie vrae oor hoe moet die nagmaal gevier word en sulke dinge. So, ons gaan ook geleentheid hê vir vrae, ek herinner julle maar daaraan. So as julle oor hierdie goed nog verder wonder, ek gaan probeer om elkeen van dit waarom ons dinge doen soos ons dit doen, sal ek maar hier verduidelik. En dan is u welkom ook die vrae vir my te hou. En dan kan ons daaroor gesels na die oordenking. So eerste ding waaroor mense baie wonder is kelkies. Jy weet, mag ons kelkies gebruik? En die argument wat mense maak teen die gebruik van kelkies is natuurlik Christus en sy disippels het 1 beker gebruik. Nou, die uitdaging wat ons het, Christus en sy disippels was 13. Ons hier by nagmaal is baie meer as dit. Ons is gewoonlik 150, 200 mense hier, jy weet. Dit gaan 'n moeilike ding wees om almal van ons uit 1 beker te laat drink. Die erediens gaan baie lank uittrek. En meeste van die kerke, selfs die mense wat nie kelkies gebruik nie, hulle sal 4 of 5 of 6 nagmaalbekers ook gebruik. En die vraag is, hoe verskil dit dan nou regtig? Is daar 'n wesenlike verskil tussen dit en kelkies? Al wat jy maar met kelkies het, is dit is 'n baie klein beker. En so, ons gebruik met kelkies is net is eintlik 'n praktiese ding om die viering van die nagmaal nie onnodig lank uit te rek nie. Goed, so dit is waarom ons maar kelkies gebruik. Ek dink nie die simboliek gaan verlore nie, né? Die simboliek is nog steeds Christus wat sy bloed gestort het vir ons en jy drink die wyn wat heenwys na sy bloed om te wys dat dit werklik van toepassing gemaak word op jou. Nog 'n vraag wat mense het is, hoe gereeld? Kom ek vra 'n bietjie, steek gou 'n hand op as iemand hierdie kan antwoord. Wie kan vir my sê, wat sê ons kerkorde? Hoe gereeld moet ons nagmaal vier? Steek maar 'n hand op as jy. Nee, jy nie, Hendrik, ons het dit in katekisasie gedoen. Ja. Ten minste 1 keer 'n kwartaal. Dis nie heeltemal hoe dit gefraseer word nie. Hendrik, wil jy sê? 1 keer 'n kwartaal. Ja, is dit ook jou antwoord? Goed. Ons kerkorde sê so gereeld as moontlik, maar ten minste 4 keer 'n jaar. So dis nie 1 keer 'n kwartaal of 4 keer 'n jaar nie. Dit sê so gereeld as moontlik. Dis interessant. Nou in Handelinge in die boek Handelinge lyk dit asof die vroeë kerk nagmaal daagliks gevier het. Daagliks. Nou, gelukkig ons hoef nie alles wat die vroeë kerk gedoen het te doen self nie. Die vroeë kerk het sommige goed gedoen wat mense kan sê is onwys geweest. Byvoorbeeld hulle het baie van die gelowiges het al hulle eiendom verkoop en dan het hulle in gemeenskap van goedere geleef. Nou Petrus erken nog steeds die beginsel van privaat eiendom as hy vir Ananias en Safira sê, dit was julle sin, julle het nie nodig gehad om dit vir ons te gee nie. Maar 'n mens kan ook dieselfde sê van die praktyk om nagmaal daagliks te vier. Maar ja, dit sê aan Handelinge, hulle het dag vir dag heen gegaan en van huis tot huis gaan en die brood gebreek, wat heel moontlik na die nagmaal verwys. Die kerkreformator Johannes Calvin, hy was baie sterk ten gunste daarvan dat nagmaal weekliks gevier moet word. Daar was nou ook 'n bietjie kompromie op die oomblik tussen hom en die stadsraad van Genève. En die stadsraad van Genève is in die stad waarin hy gebly het gesê nie 'n manier nie. En op die oomblik toe, dis interessant, hy het toe met hulle 'n kompromie getref. En die kompromie was, hulle sal dit 1 keer 'n maand nagmaal vier, want daar was al 4 plekke waar hy gepreek het. So hy het in 'n geval elke week nagmaal gevier. Want hulle net so afgewissel het, hy op elke plek die nagmaal bedien het. Maar goed, die Bybel sê nie vir ons, en dit is 'n tema waarna ons aanhoudend terugkom hier met die erediens. Die Bybel gee nêrens vir ons 'n gedetailleerde, uitgestippelde reël en sê hierdie is presies hoe die erediens ingerig moet word en hierdie is presies hoe watter gedeelte jy moet lees vir die wet en hierdie is presies waar die kollekte opgeneem moet word en hierdie is presies hoe gereeld jy die nagmaal moet vier nie. So ons kan binne Bybelse riglyne kan 'n mens self 'n verantwoordelike besluit neem. Maar dit is wel vir my interessant dat ons eintlike ooreenkoms mekaar in die kerkverband is ten minste 4 keer 'n jaar, maar eintlik so gereeld as moontlik. Dit is iets wat ons ook kan oorweeg. Is dit moontlik vir ons om meer gereeld te vier? Die teenargument dadelik, en 'n mens verstaan die teenargument. Die teenargument is ons gaan te gewoond raak daaraan.
Julle kan ook te gewoond raak net, julle kan ook te gewoond raak aan ons preke. So ons gaan nie begin om 1 keer 'n kwartaal te preek, sodat ons nie te gewoond raak aan die preke nie. Jy kan dit van enigiets in die erediens sê, kan jy sê, ons kan te gewoond raak aan die wet, ons kan te gewoond raak aan die geloofsbelijdenis. So, 'n mens moet regtig dink, hoe gaan mens, hoe gereeld is dit wel nuttig om dit te vier? Goed, die formulier, dit is nog 'n ding, mense wonder, moet mens altyd die formulier gebruik? Ek dink dit is wel belangrik, dit dien 'n belangrike rol om te sê, hierdie is 'n plegtige geleentheid, hierdie is, dit is nie net sommer iets wat ons net gaan aframmel nie, ons het 'n formulier wat uiteensit elke keer, wat is die nagmaal, sodat iemand nie hier inkom en geen idee het van die nagmaal en aan die nagmaal gaan deelneem nie. Die formulier gee eintlik vir ons 'n kort uiteensetting van wat die nagmaal is. Nog 'n ding wat mense oor wonder, moet dit altyd so formeel gevier word, kan jy dit minder formeel doen? Is meer en meer algemeen vandag wat ek gesels met mense en vra hulle vir my hierdie vraag. Sê ek was ergens saam met ander Christene in die buiteland gewees en daar het van die ander Christene net daar sommer onder 'n boom gaan sit en hulle brood en wyn gehad en toe vier hulle die nagmaal. Toe wonder ek nou mag ek deelneem. So dis vrae wat mense vandag het. Nou weer eens, as jy kyk na wat Christus daar gedoen het, dit lyk soos 'n amptelike ding. Daar's 'n soort plegtigheid wat by Christus wat die nagmaal instel. En mense wil dit ook respekteer. Dis ook hierdie lyn wat jy uit die Ou Testament sien. Die vredeoffer was 'n plegtige geleentheid. Dit was nie sommer iets informeel wat mens sommer net gedoen het nie. Daar was 'n soort formaliteit aan dit. En terselfdertyd ons kry ook die beginsel in die Bybel dat 'n mens moet selfondersoek doen voordat jy deelneem. Ander vraag wat mense het, kan jy dit buite die kerkgebou vier? Dit was interessant, 'n paar maande gelede was daar by APK Pretoria Oos 'n kursus gewees, 'n seminar wat aangebied is oor bejaardesorg, en ek het toe gaan bywoon. En een van die vrae wat iemand toe vra is, met bejaardes, mense wat in ouertehuise is en so, dit is moeilik later, daai persoon kan nie meer uit die ouertehuis kom nie, hulle kan nie kom en hulle mis dan die nagmaal. Hulle wil graag die nagmaal vier. En iemand vra toe, kan ons nie net na hulle toe gaan en die nagmaal daar vier nie? Wat is die antwoord? Dit is toe eintlik vir my interessant, een van die leraars van Pretoria Oos het vir my 'n baie goeie antwoord gegee en gesê, dit is moontlik, maar dan moet dit 'n erediens wees. En so die persoon het eintlik voorgestel om dit daar te gaan doen op 'n Sondag, nadat jy die amptelike erediens gehad het, en jy sê vir die gemeente, ons gaan dit daar doen, enigiemand anders wat graag wou kom, is welkom, en die ouderlinge word so intoe gevat, en dan het jy 'n volwaardige erediens met al die elemente van die erediens wat daar gehou word. Die rede daarvoor is dat die nagmaal gekoppel word aan ons amptelike diens van die Here. So dit is nie iets wat jy net sommer gaan en sê, kom ons gaan hou dit hier, sonder die toesig van die ouderlinge, of sonder die res van die erediens nie. Goed, dan is daar ook ander vrae wat mense het, moet dit altyd met brood en wyn gevier word? Ek het gehoor van 'n ander gemeente, 'n ander kerk, nie in ons kerkverband nie, 'n ander kerk, wat dit met kinders gevier het, toe vier hulle dit met sjokolade en Coke. Wat maak mense met so iets? Christus het dit ingestel op 'n spesifieke manier, brood en wyn. Dit is wat ons het. En die simboliek van al twee die dinge, brood en wyn in die Bybel is baie ryk. Hoekom gaan ons nou en verander dit? Ons het die brood, ons het die wyn, waarom sal mense dit op 'n ander manier wil doen? Ons moet nie wyser as Christus wil wees nie. Kindernagmaal is nog een waar baie mense wonder, en hy is regtig moeilik. Nou die reformatie, al die reformators was gekant teen kindernagmaal gewees. Dit lyk asof daar sommige kerkvaders was wat wel kindernagmaal toegelaat het en dit gevier het. Eintlik moet ons vraag nie wees, as ons Bybel so dink, moet ons vraag nie wees, hoe oud is die persoon nie, ons vraag moet wees, het jy belydenis van geloof afgelê? En dan in 'n sekere sin, as jy 'n kind het wat 7 of 8 of 9 is, wat al belydenis van geloof afgelê het, wat ondervra is deur die ouderlingraad, en sy belydenis van geloof gedoen het, kan so 'n persoon tot die nagmaal toegelaat word. Maar die beginsel wat ons maar kry in 1 Korintiërs 11, is dat die persoon wat nagmaal gebruik het voor die tyd self ondersoek gedoen, hy verstaan wat dit is waaraan hy deelneem, daar is 'n soort bewustheid daar. En daarom het ons die gebruik dat iemand eers moet belydenis van geloof aflê, dat hy bewus moet wees van sy geloof, en dan word hulle toegelaat tot die nagmaal. En nog een is die vraag, moet dit 'n oop of 'n toetafel wees? Ek dink Bybels gesproke moet dit 'n toetafel wees.
En ek dink ook nogal baie van die kerke wat 'n oop nagmaaltafel het. Ek wonder byvoorbeeld, is daar regtig iemand wat die tafel totaal en al oop sal hê? Ek wonder maar net, as daar iemand gaan instap by so 'n kerk waar hulle sê die nagmaaltafel is oop en dit is soos hulle in Engels sê, ek weet nie wat die Afrikaans vir 'n drag queen nie. Jy weet, nog 'n drag queen daar instap. Dink jy, ek wonder, gaan hulle regtig daai persoon laat sit by die nagmaaltafel? Ek kan myself dit nie indink nie. So ek dink almal het eintlik maar 'n toe-nagmaaltafel. Die vraag is eintlik net, hoe toe moet hy wees? Ek dink die riglyn is, hy moet toe wees, maar hy hoef nou nie so toe te wees soos Noord-Korea nie. 'n mens gaan op die ou end as ouderlingeraad, die ouderlingeraad moet toesig hou oor die nagmaaltafel en moet bepaal, die mense wat deelneem aan dit, na alles wat ons uiterlik kan sien, is hulle ware gelowiges, soos of hulle nie ware gelowiges nie. As ons sien die mense se lewens toon en dat hulle ware geloof het, dan word hulle toegelaat. Nou, dit beteken nie, ons kan op elke liewe persoon sê, jy is 'n gelowige of jy is nie 'n gelowige nie. Ons kan nie hulle harte sien. Maar binne wat wel vir ons duidelik is, as iets vir ons duidelik is, jy weet, dit is 'n saak van liefde. As jy duidelik kan sien in iemand se lewe, jy tree nie soos 'n gelowige op nie. 1 Korintiërs 11 sê, as jy dan gaan deelneem aan die nagmaal, eet en drink jy 'n oordeel oor jouself. Dis 'n vreeslike ding. Dit sal liefdeloos wees om dan daardie persoon net toe te laat en te sê, kom, gebruik dit, maar ons gee nie om nie. Daarom het ons 'n toe-nagmaalstafel. Weer eens, die doel is nie om te sê, jy mag gebruik, jy mag gebruik, jy mag gebruik, jy mag nie gebruik nie, en jy is te sleg, jy is goed genoeg. Dit gaan nie oor of jy goed genoeg of sleg genoeg is nie. Die nagmaaltafel gaan oor, het jy 'n ware geloof in Jesus Christus as die enigste verlosser en saligmaker? En wanneer ons dit duidelik in iemand se lewe kan sien dat dit nie die geval is nie, dan gaan ons daardie persoon uit liefde van die tafel weerhou, want ons wil juis daardie persoon beskerm om sy of haar oordeel nog erger te maak. En dit is dan eintlik juis 'n evangeliserende daad, waar ons vir daardie persoon sê, dink regtig mooi hieroor. Wat jy hier wil doen om deel te neem aan die liggaam en bloed van Jesus Christus, jy moet eers jouself vra, het jy werklik deel daaraan voordat jy kom deel? Soos die evangeliserende daad. Goed, dit is dan alles wat die nagmaal betref. Ek wil net weer alles wat ons nou gesê het in die Pinksteroordenkings saamvat met ons definisie van die erediens. En hopelik teen hierdie tyd sal u hierdie definisie nou baie beter kan verstaan. Die erediens is die amptelike ontmoeting van die drie-enige God met sy bruidskerk om sy verbond met haar te bevestig deur gesprekvoering aan die hand van die vervulde skuldoffer, brandoffer en vredeoffer, sodat hy verheerlik kan word tot in alle ewigheid. Ons nou mooi in diepte by dit alles uitgekom, so ek wil maar net weer afsluit deur u te herinner waarom dit op Pinkster hanteer word op Pinkster hanteer, want juis in die erediens is dit God drie-enig, Vader, Seun, Heilige Gees. Dis die Vader wat in Jesus Christus deur die Heilige Gees met ons sy verbond kom bevestig. En as ons dan soek vir die werk van die Heilige Gees in ons lewens, is een van die primêre plekke waar jy dit juist kan vind in ons erediens. Daar is nog geleentheid vir vrae. U kan u hand opsteek as u 'n vraag het, en dan sal ons die mikrofoon by jou uitbring. Altyd 'n vraag. Dankie Dominee. Ek het net een vraag oor die praktiesheid gaan van die nagmaal. In ons kerk dan doen ons die wyn by die tafel, die dominee en die wat daar voor sit, en dan deel ons dit uit. In party gemeentes het ek al gesien, hulle deel vir die gemeente die wyn en die brood saam uit, en dan gebruik almal dit eintlik saam op dieselfde tyd. Is daar 'n rede hoekom ons dit so 'n bietjie apart doen, of is daar dalk 'n rede om dit dalk saam te kan doen? Ja, dis 'n goeie vraag. So met baie van hierdie goed, dit is maar praktiese oorwegings. So ek het daai ook al gesien in sommige gemeentes, in ons kerkverband, so sommige gemeentes wat dit op die een manier doen, ander weer wat dit op die ander manier doen. Die mooi daarvan van gemeentes wat dit doen, soos wat jy nou noem,
Wat hulle doen is, die brood kom verby, en dan kom die kelkie verby, en jy vat al twee, en dan almal saam gaan dan die brood eet, en almal saam gaan dan die kelkie ook gebruik. Die mooi daarvan is, jy wys daai gemeenskaplikheid, almal van ons vier dit hier saam. Die meer moeilike ding daarvoor is net praktiese koördinering, want nou kry jy byvoorbeeld die een keer toe ek het nou gesien het, was ek daar 'n besoeker gewees by die gemeente, en toe die brood verbykom, toe sy al af, en toe die kelkie verbykom, toe sy af, en toe sien ek, almal anders sit nog met dit. En so daar is 'n element daarvan, waar iemand wat nou nie weet presies hoe dit werk nie, kan er meer uitvoel en so. Dis nie het moet op hierdie manier of het moet op daardie manier gedoen word nie, as voordele en nadele aan al twee, dink ek maar. En gewoonlik kom dit neer op wat is die gewoonte van die gemeente gewees. Nog vrae? Hier is een. Dominee Pieter, kan ek net vra, die kerk se siening met betrekking tot die bediening van dagmaal aan 'n enkel persoon. Persoon lê miskien op sterwe, baie ernstig siek, en hy vra dat daar nagmaal aan hom bedien moet word. Ek dink nie dit is, my persoonlike opinie, is wenslik nie, want dan is daar nie 'n gemeenskap van gelowiges by mekaar nie. Wat is die siening omtrent daar asseblief? Ja, so dis hoekom daardie antwoord van Dominee Attie vir my juist so goed was, toe ek nou daar was, waar hy gesê het, dit moet 'n erediens wees, en dit beteken daar moet ten minste ouderlinge en diakens teenwoordig wees, wat ook dan saam die nagmaal sal gebruik, en dit is ook iets wat jy die res van die gemeente nie van gaan weerhou nie. So mense sal dit dan ook afkondig en vir die gemeente sê, ons gaan hier 'n erediens hê. Onthou, die erediens hoef nie in die kerkgebou te wees nie. As ons 'n kerkkamp het, dan het ons 'n erediens by Bartseloop. So 'n erediens hoef nie altyd in die kerkgebou te wees nie, 'n nagmaalviering hoef ook nie altyd in die kerkgebou te wees nie. Maar wat belangrik is dat dit 'n openbare erediens is waarna die hele gemeente uitgenooi word. En natuurlik as dit nou in so 'n klein kamer is, waarskynlik baie van die gemeentelede sal dit ook verstaan, sal dit nie kom vir dit, nie net vir die praktiese rede, maar dit is nie iets waarvan jy enigiemand sal weerhou, wat nie ondertug is nie, en dit is iets wat oom is heeltemal reg daaroor, nagmaal is nie 'n individuele geleentheid ooit nie. Jy sien dit ook juist met die lyn van die vredeoffer uit die Ou Testament, dis 'n gemeenskapsmaaltyd. En daarom in so 'n geleentheid gaan jy ten minste daardie persoon daar hê, jy gaan ten minste die geordineerde leraar daar hê, en jy gaan ten minste 2 ouderlinge en 2 diakens daar hê. So dan sit jy met 6 mense op die einde. Dit is die minimum wat dan daar die nagmaal sal gebruik. Ek het nie regtig 'n vraag nie, maar wat vir my interessant was, ek het nou uit die 2020 vertaling uitgelees, en hulle noem dit 'n maaltydoffer, wat nogal dit mooi stel, as ek na die prentjie wat Dominee daar gehad het, van die maaltyd wat jy dan saam. Ja, so dit is ook hierdie definisie wat ek maar gekry het hier uit, daai NIDOTTE is nou 'n akroniem, dit staan vir New International Dictionary of Old Testament Theology and Exegesis, wat 'n redelike standaard akademiese werk is, en so een van die goed hulle daar sê is 'n communion offering, of a communion sacrifice, of a fellowship offering. So jy kan sê 'n maaltydoffer is ook 'n goeie beskrywing daarvan. Alles van dit gaan maar hier oor wat is dit? Ek verkies ook maar die vredeoffer, juist om vir waar die woord vandaan kom, van Shalom af. Maar jy sien dit gaan oor meer net as blote vrede. Dit is daar's gemeenskap hier, en dit is hoekom ons in die Nuwe Testamentiese aanbidding, in ons erediens, praat ons van die gemeenskapsdiens. Mense hoor dit ook in die nagmaal. Die nagmaal is 'n gemeenskapsmaaltyd. Nog vrae? So met die toetafel, wat is ons perke, soos iemand wat se leer nie met ons in saamstem nie, sê maar hulle glo in kindernagmaal of in selfs transubstansiasie of so iets, sal ons hulle aan ons nagmaaltafel toelaat? Ja, dis 'n goeie vraag. So binne ons kerkregeringsstelsel, ons te presbyteriale, jy noem dit 'n presbyteriale kerkregeringsstelsel, wat beteken dat die plaaslike ouderlingraad, die plaaslike kerkraad en die plaaslike diakonie moet eintlik so ver as moontlik binne Bybelse riglyne self oor hierdie goed kan besluit. En dit is nie altyd so maklik nie. So kom ek sê nou maar vir jou wat die praktyk tans is,
die praktyk, ons ooreenkoms as AP Kerke, is dat wanneer iemand nie uit 'n AP Kerkgemeente, of uit 'n NG Kerkgemeente, of uit 'n hervormde kerkgemeente, of uit 'n wat's Brakpan? Is hulle gereformeerde protestantse gemeente Brakpan, of die GKSA, dis die laaste een. En dan die een in Brakpan, ek weet nie wat hulle is nie. Gereformeerde protestantse gemeente Brakpan. As hulle uit een van daardie kom, dan mag hulle nagmaal gebruik, andersins nie. Daar is 'n hele vraag oor hoe geldig dit is en hoe Bybels dit is. Ons belydenisskrifte, wat eintlik veronderstel is om meer gesag te dra as die kerkorde, lê reeds, sit reeds beginsels uiteen vir hierdie vrae. En die basiese beginsel wat jy in die Heidelbergse Katekismus en in die Nederlandse geloofspleines kry, is dat dit moet 'n ware gelowige wees, dit moet die standaard wees. Daar is ander vrae wat mense het, praktiese goed, soos byvoorbeeld 'n praktiese ding is, as iemand 'n ander siening van die nagmaal het as jy. Byvoorbeeld, kom ons sê is 'n Rooms-Katolieke ou. Hy glo daai is Christus, hy gaan na die nagmaal vir afgod. Mag jy hom toelaat om dit te doen? Dis 'n moeilike een, ek het nie die antwoord nie. Maar daar is, dit is nou juist iets wat by ons volgende synode ook nou weer gaan opkom. Die twee van ons het maar ons eie sienings ook oor dit, en ek wil nou nie te veel op dit ingaan nie. Ek sal vir jou sê, dit is wat ons in ons kerkverband die praktyk is. Die vraag is, wat nou van iemand wat uit 'n ander gemeente kom, uit 'n ander kerkverband, hierdie persoon is ook gereformeerd, hierdie persoon is ook 'n ware gelowige, maar toevallig nou nie uit een van die erkende gereformeerde kerkverbande nie, mag ons so 'n persoon dan van die nagmaal weerhou. Op die ou end van die dag is dit aan die plaaslike ouderlingeraad oorgelaat om toesig te hou oor die nagmaalstafel, en dan binne Bybelse riglyne met wat ons met die ander kerke ooreengekom het, te besluit, gaan ons dit doen of gaan ons dit nie doen nie. En ek sal maar altyd net vir mense aanmoedig om te sê, berus maar by die plaaslike ouderlingeraad. Hebreërs 13 het 'n spesifieke vermaning vir alle gelowiges om te sê, ons moet ons onderwerp aan die leiers in die gemeente wat God daar vir ons gestel het. En so dit is 'n belangrike ding, dink ek. Dit is nie altyd maklik om 'n ouderling te wees nie, maar ons moet berus by die besluite wat die ouderlingeraad dan oor sulke goed neem. Ja, sekerlik. Ek wil net vra waar ons lede van ander gereformeerde kerk, wat in 'n ander gereformeerde kerkverband kom, verskoon, waar 'n persoon dan, kan ek maar sê, toegelaat word of verwelkom word om wel nagmaal te gebruik. Maar sou dit nie miskien menslik wees om, as daai uitnodiging plaasvind, om te sê, die persoon wat uit 'n ander gereformeerde kerk uitkom, gemeente verband uitkom, is welkom om nagmaal te gebruik, mits hy belydenis van geloof afgelê het nie. Want nou kom 'n persoon miskien uit 'n ander geloof, 'n ander gereformeerde kerk uit, maar hy het nooit belydenis van geloof afgelê nie. Nou kan mens kan nie daai persoon uitnooi om te sê, maar jy is welkom om nagmaal te gebruik. Ja, nee, oom is heeltemal reg daaroor. So ek het dit nou nie genoem nie, maar dit is eintlik die vereiste. Dit is nie net kom jy uit 'n ander, kom jy uit 'n GKSA gemeente nie. Dit is, jy moet 'n belydende lidmaat wat nie onder sensuur is nie in een van daardie gemeentes wees, en dit spreek eintlik vir sigself. En so as 'n proses, is ook hoekom ons gewoonlik vir mense vra om vooraf aansoek te doen, sodat ons seker kan maak ons doen genoeg moeite om seker te maak dat die persoon nie onder sensuur is in daardie plaaslike gemeente nie, dat jy reeds belydenis van geloof afgelê het. Goed, as daar nog een vraag is, dan sal ek gou kans gee, anders gaan ons dit hier afsluit. Goed, ek gaan dan vir ons geleentheid gee vir stil gebed, en daarna sal ek vir ons dan, sal ek vir ons die gebed afsluit, en dan na dit vir ons die laaste lied aankondig, maar ek gee eers geleentheid vir stil gebed. Onse Vader wat in die hemele is, laat U naam geheilig word, laat U koninkryk kom, laat U wil geskied, soos in die hemel net so ook op die aarde. Gee ons vandag ons daaglikse brood,
En vergewe ons ons skulde, soos ons ook ons skuldenaars vergewe. Lei ons nie in die versoeking nie, maar verlos ons van die bose. Want aan U behoort die koninkryk, die krag en die heerlikheid, tot in alle ewigheid. Amen.